Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens van my, Pastor Alta. Wat 'n voorreg na 'n baie lang tyd om weer vir u te groet in daardie wonderlike geseënde naam. Ek is altyd weer dankbaar en bly vir die Here vir 'n wonderlike geleentheid. Weet jy, wanneer ons die evangelie van vrede verkondig, dan verkondig ons hoop, en ek hoop vanaand, halleluja, dat u die boodskap gaan geniet. Die opening van die woord gee lig en dit maak die eenvoudige verstandig. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Meester, vanaand is ek absoluut dankbaar en ek wil bid, Heilige Gees, dat U my sal ondersteun en sal lei deur hierdie woord in Jesus se naam. Amen. Ek dink dit was Vadersdag, het is verby en ek besef vandag 'n geruime tyd wat 'n belangrike rol speel papas in kinders se lewe. You know, baie papas, ek dink verlede week het ons 'n march gehad in Atlantis, gereën, maar ons het die march meegemaak, verskillende huise toe gegaan van bendelede natuurlik, om natuurlik briewe vir hulle te gee, memorandums soos hulle dit sê. Ek het gegaan vir die doel, om te gaan kyk hoe lyk die dorp se toestand, en dit was vir my, ek het geskrik vir die toestand waarin die dorp is. Ek dink ons as ouers, is daar soveel verantwoordelikhede wat ons nie dra nie. Ek dink die jonger generasie dink om kinders voor te plant is like, ek is die ou, but jy neem nie verantwoordelikhede nie. You a young man with responsibilities. Ek kon nou tot my seun in sy matriekjaar iemand swanger gemaak het, was dit 'n geweldige ding, ek kon nie glo nie, want sy toekoms is op die spel, selfs die meisiesin was op matriek. Maar ek het met die Here gepraat rondom hom. Die Here het hom geseën tot nou toe deurgedra. Maar is een ding wat ek hom gesê het. Ek het hom gevat na 'n baba winkel toe en hy wil toe foto's vat vir sy vriende. Toe sê ek, dit is nie die tyd nie, Caleb, I want you to see now. En ek wys hom wat kos 'n tiet, wat kos 'n bottel, wat kos 'n speld, alles. Hy sê, mami, en elke ding in die winkel, die prem, alles. Hy sê, mami, maar dit is dan baie geld. To say, as from today, you are a young man with responsibilities. Weg van Caleb af na u toe. Baie keer sal ons 'n probleem of ons verantwoordelikheid afskuif op die ouers, en die ouers dra dit, en jy's nie bewus van die verantwoordelikhede nie. On earth is ons gesit om 'n verskil te maak en 'n verskil te wees, en ons moet ons verantwoordelikhede dra. En daar was so my hartseer om die toestand te sien, die manier hoe die plek gelyk, gaan nie langer uitbrei nie, maar daar is goed wat ons ouers tog ons kinders moet leer. Is 'n pa se plig om 'n seunskind te leer en te onderrig, sy rol wat hy het by die huis. Elke kind moet 'n taak kry, sodat hy groot word met verantwoordelikhede. Jong meisies moet weet wat het is om 'n bed op te maak, alles te doen in 'n huis, is verantwoordelikhede, hulle moet die streetwise wees nie. Dis hoekom Kentucky op die hoeke van die strate is vir die streetwise mense, halleluja, en dis hoe hulle geld maak. Baie van ons is meer streetwise, as wat ons weet wat is pligte wat ons moet doen in 'n huis. So dit is belangrik om pligte te doen, en ons as ouers rus die verantwoordelikhede om ons kinders daarmee toe te rus. Dit speel 'n major rol. Ons van nalaat ons verantwoordelikhede
En dis hoekom die volgende geslagte lyk soos hulle lyk en doen wat hulle doen. Maar vanaand is daar 'n woord. En ek vertrou die Here, papas, dat u jou plek moet vol staan op die aarde. Baie papas dink, as ek genoeg geld maak, gaan net om geld te maak, wil ek vir jou sê vanaand, papa. No success outside your home can ever compensate for failure within. Dit maak nie saak hoeveel geld jy maak nie. Die lewe van 'n ryk man is om alles te hê, behalwe iemand om dit saam met hom te geniet. So dit hang af hoe jy na kyk, En vanaand het ek 'n woord om vir papas natuurlik iets te sê. Weet jy, Psalm 84 is 'n geweldig verhaal, jy moet dit gaan lees. Wanneer iemand die huis van die Here bewoon, is 'n plek waar die heerlikheid van God rus, is 'n plek waar die Here jou oorskadu, halleluja, vir jou van gedagte verander, is 'n plek waar jy bewus word van jou eie natuurlike swakheid, en waar jy weer krag kry om dit te oorkom, halleluja, met die hulp wat God jou aanbied, is 'n plek waar jy gaan van krag tot krag, is 'n wonderlike plek. I love the habitation where the Spirit of God dwells. It's 'n wonderlike plek vir my, absoluut, is die huis van die Here. Baie van ons ouers hou nie eens huisaltare nie. Huisaltare in meeste huise is 'n vergete opdrag. En tog is daar so baie verborgde skatte. Natuurlik in 'n huisaltaar. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Wonderlik, die woord van die Here. Weet jy, op 'n dag was daar 'n jong man, hy het ook ouers gehad. Maar as iets wat sy ouers gedoen het hom opgevat na die huis van die Here, geleer God se woord, want die woord van die Here leer my in Deuteronomium, dat wanneer jy moet die woord van God inskerp by jou kind, as hy sit, as hy staan, as hy lê, jy moet seker maak as ouers, hy geniet onderrigting, sodat hy kan staande bly teen die versoekinge wat kom elke dag op sy lewe, en dat hy gereed is om die dag natuurlik aan te pak. Want daar is baie uitdagings, volgens Psalm 27 vers 3, elke dag het jy 'n kwaaddoener op jou spoor, elke dag het jy 'n vyand en 'n teestander, halleluja, wat jou wil inhaal om vir jou van trek af te laat kom, elke dag, volgens Psalm 27 vers 1. Weet jy, blinde Bartimeus het buite die stadspoorte gesit en Jesus gaan verby, en hy hoor toe hoe 'n klomp skare hom volg, en hy roep uit, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. Jesus gaan staan stil, want hy hoor nou, volgens Jesaja 11 vers 3, halleluja, iemand is nou besig om 'n beroep te maak, halleluja, op hom, om iets vir hom te doen. Jesus het gekom om sy Vader se hartse kondisie te lewe, wie sy God is, het hy natuurlik tentoongestel in sy werke in. En sy hoofdoel was, toe hy gekom het na die aarde, wat vir my wonderlik is, in Jeremia, ek sal nie donker na julle kyk nie, want ek is goedentierend, ek is langmoedig, ek is vergewensgesindheid, genadig, ek is vol barmhartigheid. Halleluja, en weet jy wat doen sonde, volgens Jeremia 5:25, sonde hou die goeie van ons af weg,
Maar wanneer jy opgaan na die huis van die Here, of jy kry onderrigting uit God se woord uit, dan leer jy wat sonde is. En dan help dit jou met die ondersteuning wat die Here vir ons gee, halleluja, om sonde te versaak, om te stop daarmee, en ek dink is wonderlik. Sy hoofdoel was in Jesaja 11, hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie. So hy het 'n mission gehad op aarde om te accomplish, om ons as mens wat verlore is in dit wat ontbreek in ons lewe geestelik, halleluja, om 'n aanvulling te kom maak, sodat ons kan staande bly teen die versoekinge wat daar is op aarde. En ek gaan dit bevestig in die woord van die Here, toe Jesus deur die Gees uitgelei word vir 40 dae. Die eerste ding na 40 dae het hy honger geword, toe kom Satan, as jy die seun van God is, sal jy vir hierdie klippe sê word natuurlik brood, halleluja, maar Jesus antwoord hom en hy sê, die mens sal nie alleen leef van brood nie, halleluja, maar van elke woord wat by die mond van God uitgaan. Dit is waar jy kan onderskei jou geestesaard tussen reg en verkeerd. So is belangrik dat ons kinders nie moet groot maak om hoë posisies te beklee in die land nie, om hulle hoogste sports te bereik nie. Ons het die probleem daarmee nie, halleluja, maar dat hulle ook weet, halleluja, dat hulle die regte onderskeidingsvermoë het, karakter sal het, halleluja, wat pas by dit waaroor hy droom. En ek dink is wonderlik. Jesus hoor iemand roep na hom, seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus gaan staan stil, en hy sien dat hy's blinde Bartimeus, maar hy wil gehoor het, wat was sy verlange, wat hy wou gehad het. En hy sê, dat ek kan sien. Ja, weet jy, somtyds ons as ouers, my liewe pa, die klem val op die pa, weet jy waaroor droom jou kind? Weet jy wat laat hom lag? Halleluja, weet jy waaroor hy ly? So wanneer jy gaan stilstaan met jou kind, halleluja, en jy deel name om altyd gedurig met hom in verbinding te wees, sal jy bewus raak, waaroor droom jou kind, en ek dink is wonderlik, hierdie seun het gedroom om te kan sien, wat wou hy sien? Wonderwerke, wie die Here is, wat hy als kan doen, halleluja, van hy het gehoor, maar hy kon nie gesien het, om te verstaan het, wat vir hom gesê word, nie, maar dankbaar, dat hy blootstelling gehad het, aan die huis van die Here, onderrigting uit God se woord uit, toe hy kon onthou het, wie Jesus was, die profesie, kon hy natuurlik verstaan, dit is hy wat gekom het, halleluja, om natuurlik dit wat verborge is, alle skatte, vir ons na die lig te bring, en hy bring hom in die position, halleluja, om dit na te spier, en ek dink is wonderlik. So daar is 'n verantwoordelikheid op ons as ouers, you know, baie keer maak ons kinders groot om plusgetrou te wees, halleluja, om altyd deur prestaties te behaal, deur vir hulle getrouheid te leer. Op 'n dag was daar 'n priester, hy was getrou toe hy opgaan na die huis van die Here. Bygeval was daar ook 'n leviet, halleluja, hy het, weet jy wat's wonderlik gewees het, beide van hulle was in 'n position, waar hulle natuurlik, hulle hoogste spots bereik het, dit wat hulle bekom het hulle geword. Maar as iets wat ontbreek het in hulle lewe, beide vir hulle was bedrywig in dit wat hulle doen, maar hulle was nie produktief nie. Bygaan, sê die Here, vertel Jesus die verhaal, toe stuur hy 'n barmhartige Samaritaan. Die verskil tussen die twee was, hulle het nie stil gestaan by die persoon wat lê langs die pad nie. Wanneer jy awareness het, en jy kyk wat om jou aangaan, dan kry jy empatie en simpatie in jou binneste, waar jy begin te voel vir jou naaste. Dan besef jy, halleluja, dankbaar vir God, en wat vir die woord nagelaat het vir ouers wat hulle kinders gee natuurlik om groot te word in die huis van die Here.
het hulle kinders betrokke gemaak by die groot plan van God. Halleluja, dat hulle kinders weet, ek het 'n doel op aarde, ek is 'n deel wat ek moet uitleef op aarde, ek is gemaak om uit te staan, om 'n verskil te wees en om 'n verskil te maak op aarde. En hierdie barmhartige Samaritaan het gaan stilstaan by die man wat langs die pad gelê het. Staan ons stil? Of voel jy, dis hulle uitbetaling van hulle dade, you know? Hierdie kind was aware, die barmhartige Samaritaan, en hy het gaan stilstaan, die man gehelp, versorg, op die donkie gelaai, na die herberg gegaan, vir die herbenier gesê, alle kostes wat hy het, hoe lang hy bly is op my, en ek dink is wonderlik. Iemand het hom voorgestel, hoe hy moet leef om aarde, om aware te wees, om sympathie en empathie te hê, halleluja, en om betrokke te raak. Whatever you started, your child will carry. And it plays a role. En ek dink is wonderlik, deur die verhale, you know, probleem is deel van die lewe, as jy dit nie deel nie. Die pa het dalk net geweet, my kind is blind, halleluja, maar hy het nie geweet moontlik, die kind het ook 'n droom nie, hy wil graag sien, hy wil ook hardloop, hy wil ook speel, halleluja, hy wil bewus wees oor die skepping wat hy gehoor het, sy oë wil dit sien. Baie keer het ons albei ons in tye, you know, ons kan sien, ons kan hoor, halleluja, maar baie keer doen ons niks daarmee nie, ons gaan deur die lewe en ons raak nie eens bewus wat om ons aangaan nie. Die lewe natuurlik, dit wat met ons gebeur, wat om ons gebeur, het 'n effek deur dit wat in ons moet gebeur. Baie keer word die proses gestop, halleluja, selfs met dit wat met jou gebeur, en groei vind nie meer plaas in jou lewe nie. Wil die Here vanaand sê, omdat dit Vadersdag is vir papas, jy het 'n rol, halleluja, wat jy moet nakom, you know, deur jou, wanneer jy voor God staan, jy is die saaddraer, halleluja. Ons word geleer, die man dra die saad, halleluja. En wanneer hy natuurlik by sy vrou uitgang, kan daar natuurlik 'n baba geboorte word, en ons as vroue, we are the carrier of the seed. En ek dink is wonderlik, you know, waar ons die saad ontwikkel in ons, dan nie lank nie, dan kom maar 'n klein seentjie of 'n dogtertjie, en ek dink is wonderlik. So daar is 'n verantwoordelikheid op jou skouers, om jou kind groot te maak, om tyd te spandeer, halleluja, dat jy kan weet wat is jou kind se verlange. Baie kinders, ons werk in die communities, dan hoor jy by die kind, ek wou dit geword het, maar as jy kyk na die toestand, dan vra jy jouself, waar was die ouers natuurlik betrokke in die kind se lewe? Die kind droom van iets wat hy dalk moontlik nooit kan word nie. Dan kom hulle by die kerk, dan moet ons toesien, halleluja, daar's 3 plekke op aarde, wat ons as kinders kry, wat ons daarna moet kyk, is jou eie huis, jou tuiste, moet 'n kind se potential raak gesien word. Die tweede plek is die skool, halleluja, en die skool is oorvol, met alles wat daar plaasvind op skole, bullying, gangsterism, alles, you know, die groei van die onderrigting word gestop. Die laaste plek is die kerk, mamma, moenie dat jou kind die kerk mis nie. Nou sê die woord van die Here, wanneer jy jou opgaan na die huis van die Here, Psalm 84, gebeur daar 'n wonderlike ding, ag gaan jy deur 'n droër laagte, jy maak dit tot 'n fonteinland, jy gaan van krag tot krag, omdat jy nou jou versterk met die woord van die Here. En daarom wil die Here vanaand vir papa sê, jy het 'n verantwoordelikheid wat op jou skouers rus, om betrokke te raak in jou kind se lewe, dat jou kind nie moet word en groot word deur die wind nie, maar dat jy daar moet wees om te kyk hoe vorder jou kind. Is ons daar? You know? Of sorg ons maar net dat hulle voedsel en klere het, dan is ons take klaar. Nee, daar is 'n verantwoordelikheid op papas, you know, se skouers, waar jy saam dinge moet doen met jou kinders. Jy moet jouself geniet, halleluja, want dit is jou nageslag. Het jy geweet, Dawid noem iets in God se woord. Hy sê, wanneer hy voor God staan, sien God hom as 'n reeks vorentoe. So deur jou is 'n nageslagte, halleluja, wat weer moet voortleef op aarde. Wat laat jy na vir hulle, wat hulle moet word, wat hulle moet wees in die lewe?
En dit rus by ons as ouers om toe te sien dat ons tyd gee vir ons kinders. Jou grootste geskenk wat jy kan gee vir 'n kind is om sy aandag, jou aandag te gee, dat hy dit geniet, halleluja, om homself te kan ontwikkel en te weet, ek het 'n support structure. En dit is waar papa's inkom. Papa het 'n rol om te vervul en Jesus kom na die aarde. Skuif in langs aan die, wat wil jy moet ek vir jou doen, dat jy kan sien. En Jesus maak hom gesond en hy kan sien. En dit is, ek kan my imagine toe hy wegstap, vir wie dit gaan vertel, hoe radikaal het sy lewe verander daardeur, met die effek en die stilstaan van Jesus by hom, het dinge vir hom gebeur. Die man wat geleer het langs die pad, halleluja, toe die barmhartige Samaritaan by hom stilstaan, hy kon geword het soos een van statistieke in die omgewing, maar die invloei, halleluja, in die stilstaan van die barmhartige Samaritaan, het hy seker gemaak, hy gaan onthou die laaste geleentheid, iemand het goed aan my gedoen. En ek dink is wonderlik. Ek gaan eendag hospitaal besoek doen, ek dink is Somerset Hospitaal, een van my broers lê daar, ek gaan dit amper toe maak. En in die saal was daar 2 ander persone en die broer wat daar lê. En by die einde van die dag sê ek moet nou afsluit met gebed en ek vra vir hulle, kan ek hulle insluit onder gebed? En beide sê ja. Ek vra 2 dinge, die TV afsit, die deur toemaak, hulle doen, en ek staan in die middel van die vloer, en ek bid vir my broer, en ek include hulle. Die een sê vir my, weet u, suster, ek sal het nooit vergeet nie, ek is 55 jaar oud, nog nooit het iemand vir my gebid nie. Wow. Hy sê, weet jy, ek lê hier, hulle het my vir dood nagelaat, ek is maande in die hospitaal, en op my mind was, ek gaan die ouens kry, wil hulle dood maak, maar terwyl u bid, kom het onder my aandag, ek het nie nodig om lewe te neem. Weet jy, toe dank ek die Here, dat ek daar was in my lewe, om 'n verskil te maak in iemand se lewe, net met my teenswoordigheid, want jou teenswoordigheid skep 'n atmosfeer, dat iemand van gedagte, gewoonte, van rigting kan verander, halleluja, net met jou teenswoordigheid. En God wil vanaand vir papa sê, daar buitekant in Suid-Afrika, jy bring nie net geld na jou huis nie, jy is die man, soos die kinders sê, jy skep ook 'n atmosfeer, halleluja, waar die kinders weet, hulle is veilig, die energie wat jy afskei in jou huis, papa is betrokke in hulle lewe. Mag God ons help vanaand, papas, en mag die Here ons genade gee, dat ons moet kom, om 'n verskil te maak, en 'n verskil te wees. Die invloei van Jesus, deur die wonderwerk, het 'n verskil gemaak in sy lewe. En ons is gesit op aarde, we are put on earth to glorify God. Mag my rol, as ek weer terugkyk na vaderskap, waar ek tot myself kan kom en veranderinge bring met jou oortydwerk, die nodig nie. Kinders kry geniet diertekkies, maar ek kan vir u sê, dis nie wat hulle soekie. 'n Pa en 'n ma, papas, wat daar is, wat hulle leer, hoe om 'n karretjie te maak, hoe om dit te doen, en 'n kite, enigiets te maak, kinders soek daai in die lewe. Mag jy kom, en jy vervul die rol op aarde, wat jy moet wees, jou position that you hold on earth. 'n man se plek is, jy het verantwoordelikhede, dan mag jy 'n man ontbreek op die troon nie, en dan mag ook jy 'n man ontbreek voor die troon nie. Ek het by die einde gekom. Ek glo julle het 'n geseënde Vadersdag gehad, geëer vir julle posisies, maar maak werk dalk van een ding, die geestesaard, wat dalk van nalaat is, Vader, van ons Liewe Jesus Christus, Here, daar is niemand soos U. U genade is genoeg, U goedheid het geen einde. Ek wil bid dat U vanaand vir een en elkeen sal seën. Seën die woord, na hulle wat daarna gaan luister, vir hulle
wat weer daarna gaan luister en dat hulle deur die Gees bewus sal word. Die Here is besig om my lewe natuurlik vir my te lei op 'n weg, halleluja, waar ek bewustelik begin lewe. Seën in elkeen vanaand in Jesus se naam. Amen. Ek het by die einde gekom, Pastor Alta. Ek groet u tot 'n volgende keer. Amen. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.